Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons sluit vanmôre af met ons reeks uit die boek van Jakobus en ons gaan saam lees Jakobus hoofstuk 5 vanaf vers 16 tot en met vers 20. Ek is Dominee Adriaan Swart. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broers, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Liewe vriende, Jakobus het hierdie brief geskrywe as 'n tipe van 'n omsendbrief aan die gemeentes in Klein-Asië. Wanneer so 'n gemeente die brief ontvang het hulle die boekrol oopgemaak, dit tydens by een van hulle byeenkomste gelees, en dan het hulle weer, wanneer hulle klaar die brief gelees het, dit verseël en aangestuur na die volgende gemeente. Op hierdie wyse kon al die gemeentes in Klein-Asië die boodskap van Jakobus hoor. Hierdie brief van Jakobus is net 5 hoofstukke lank, maar is 'n baie praktiese brief en gee praktiese raad en leiding aan Christene in 'n goddelose wêreld. In ons teks van vanmôre praat Jakobus oor die krag van gebed. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, skryf hy in vers 16. Kinders van die Here moet 'n gebedslewe hê wat lewend en kragtig is. Dit is deel van ons verhouding met die Here. Jy moet tyd maak om te bid tot God elke dag. Maar jy moet ook weet dat daar baie groot krag in gebed is. Jakobus noem vir ons die voorbeeld van Elia, wat ernstig tot die Here gebid het, en dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. En daarna het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Wanneer ek en jy tot God bid, en ons doen dit met 'n gelowige hart, dan verhoor die Here gebede as dit volgens sy wil is. Maar ons moet ook leer om geduldig te wag op die uitkoms. En baie keer is die oplossing wat ons dink vir 'n saak moet wees, nie altyd die regte oplossing nie. God sien verder en dieper en wyer, en hy gee die oplossing op die regte tyd volgens sy oortuiging en werkswyse. Ek en jy moet berus in sy raadsbesluite en weet dat as ons iets aan die Here in gebed opgedra het, die Here ten goeie daaroor sal beskik in ons lewe. Jakobus sluit hierdie brief af met 2 baie belangrike verse, waar hy praat oor bekering. As een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet, dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Jakobus sluit hierdie brief af deur te beklemtoon, dat ons met die wêreldse mense moet praat oor bekering, en oor die waarheid van God se woord. Ons moet mense wat op 'n dwaalweg lewe, na die lig van God lei, want as ons dit reg kry en deur die genade van die Here, dan sal ons iemand uit die dood red, en menigte sondes sal bedek word. Die Christen het 'n baie groot taak en verantwoordelikheid in hierdie donker wêreld, en dit wil Jakobus kom bevestig in hierdie brief. Ons moet ons geloof op 'n praktiese wyse elke dag uitlewe, in gehoorsaamheid,
van die lewende God. En ons moet dit doen omdat ons lief is vir Jesus, omdat ons sy koninkryk wil uitbrei en omdat ons dankbaar is vir alles wat hy vir ons doen. En hiermee, liewe vriende, sluit ons dan af met die boek van Jakobus. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in hierdie nuwe dag U naam te kan aanroep in gebed. Dankie dat U ons Vader is, wat U self aan ons kom openbaar deur U woord en deur U Seun, en dit kom bekragtig in ons harte deur die Heilige Gees. Here, dankie dat ons besig kon wees vir die afgelope klomp dae uit die boek van Jakobus en vir die wonderlike dinge wat U vir ons daarin kom leer het. Bevestig dit in ons harte tot geloofsversterking, maar bo al dat U naam daardeur geëer sal word. Laat ons in hierdie wêreld uitgaan om ons geloof uit te leef op 'n praktiese wyse en om Jesus Christus met die wêreld te deel. En baie dankie, Here, dat U ons bekragtig deur U Gees elke dag. Seën ook vir ons hierdie mooi dag. Lei, behoed en bewaar ons en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie en 'n mooi dag vir u.